Ons word stil vandag met Psalm 36, wat soos volg lees. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. U geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here, hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil, in u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van die goedheid. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Laat die liefde bly by die wat u erken en die trou by die wat opreg is. Gemeente van Carletonville, Here, groet julle elkeen vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Ons skriflesing van vanaand kom hoofsaaklik uit Handelinge 2 vers 1 tot 4, dit gaan die hoofgedeelte wees, maar ek gaan ook verwys in die preek na ander teksgedeeltes, onder andere 1 Korintiërs 12, en daarvan vers 4 af gaan ek ook 'n stuk met julle saam lees. So terwyl ons dan nou so met die woord by ons oorsit, kom ons verwys net ons hoofstuk gebed. Hemel Vader, dit is vir ons so 'n wonderlike voorreg om vanaand ook hier op die eerste aand van die Pinksterweek by mekaar te wees. En dankie Here dat U vir ons as gemeente geroep het en vir elkeen wat vanaand ook die moeite gedoen het om hier te wees. Baie dankie Here dat ek weet ons het vooraf gebid hiervoor en my gebed was Here dat U ook reeds elkeen se hart voorberei vir die woord wat gebreek word en die woord wat gepreek gaan word, sodat hierdie woorde uit U woord en skrif vir ons elkeen ware betekenis sal hê. En dat ons daarin kan vashou, nie alleen vir hierdie Pinksterweek nie, maar ook vir die res van ons lewe. Baie dankie Here dat ons kon U naam verheerlik en dat ons dit deur sang kon doen. Dankie ook dat ons nou kan stil word voor die skrif. Here, ek weet dit is 'n maandag, vir party mense was dit nou, ons wil nie sê 'n blou maandag nie, maar dit was vir party mense 'n besige maandag. 'n Maandag wat dinge gebeur het en wat 'n mens se gedagtes ook nog vol maak. En daarom is my gebed ook vanaand, Gees van God, dat U net sal kom en dit ook vir hierdie tyd wat ons hier saam is net rustig kalm in ons lewens sal maak, sodat ons werklik kan hoor wat U vir ons vanaand wil sê. So bid ek vir elkeen wat vanaand hier is, en ek bid ook vir myself, Gees van God, dat U sal kom, en dat U ook U woorde in my sal kom leef vanaand. Dit bid ons in naam van Jesus, ons Here en Verlosser. Amen. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en in elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om onder sy leiding te praat. Ek kan vanaand, wil ek praat en ons tema van vanaand is die werk van die Heilige Gees, of die rol van die Heilige Gees in die kerk. En ek wil graag vanaand na 'n paar aspekte daarvan gekyk, om te sê, wat doen die Heilige Gees? En as ons wil verstaan wat die werk van die Heilige Gees is, dan moet ons eintlik heel na die begin van die Bybel te gaan. Ons moet eintlik terugkom na Genesis 1. Want die Gees se teenwoordigheid reeds in Genesis 1, as ons lees dat toe die aarde woes en leeg was, en die Gees gesweef oor die aarde. Daai Hebreëse woord kan ook vertaal word, die Engelse vertaal het met brood. Brood beteken om te broei, om broeis te wees, om te hunker na, om afwagtend te wees, soos 'n moeder wat afwagtend is vir die geboorte van haar kind.
En daardie woord was dan ook so gewees dat die Heilige Gees het oor die water gesweef en hy was afwagtend om te sien wat God met die skepping sou doen. En hoe God hierdie skepping, hierdie woes en leegheid van die aarde sou nuut maak. So reeds in die begin, reeds van die begin af, was die Gees besig ook in die skepping gewees. Onthou, ons het gister vir mekaar gesê, ons praat van 'n eenheid. En dat die Heilige Gees een is van die drie eenheid. Daar word ook, net soos wat ons lees in Hebreërs, waar ons lees dat Jesus was die ware beeld van die Vader. Met ander woorde, hy was nie net 'n kopie nie, hy is nie 'n afbeelding nie, hy is nie met 'n skynbeeld van die werklikheid nie, hy is die werklikheid. So hoor ons baie keer die woord imago Dei. En ek weet baie van julle het dalk die imago kampe wat julle nog kan onthou. Wat beteken daai woordjie imago Dei? Imago is die Latynse woord wat beteken beeld. En Dei is God. Kom van die woord Deo af. Dio, wat God beteken. Imago Dei, die beeld van God. En hierdie term word baie dikwels vir die Heilige Gees gebruik om te sê dat die Heilige Gees is die beeld van God. Net soos wat Jesus in Hebreërs ook die beeld van God is. En word dan vir ons as kerk ook gesê dat ons met die beeld van God in ons laat skyn. Is dit nie interessant nie? Hoe die Here hierdie woord deurgangs gebruik vir die Vader, vir die Seun en die Gees en ook van ons as kerk. As ons daai lied sing, Here maak my meer en meer soos U, dan is dit eintlik die woorde, Here maak my imago Dei, maak my beeld van U, maak my en laat my lewe lyk soos U. So is eintlik 'n gebed wat ons bid vir die Here daardie om te sê, kom herskep ons, kom maak ons nuut. En dan sien ons dat die Heilige Gees, as ons na die evangelies toe gaan, Matteus en Lukas veral, dan sien ons dat die Heilige Gees was daar gewees met die koms van Jesus na die wêreld. Hy was die een wat die boodskap gebring het en gesê, jy sal swanger word. Onthou as ek verwys laas daarna dat dit was die diensknegt van die Here wat aan Maria verskyn het. En ons weet dat daardie is nie noodwendig 'n engel nie, dis 'n boodskapper. En ek dink as ons dit reg lees, dan moet ons verstaan dat dit reeds al hier was die Heilige Gees wat betrokke was. En dan weet ons ook dat dit die Heilige Gees wat Jesus in Maria, die kind Jesus in Maria verwerk, nie 'n mens nie. So, die Heilige Gees speel 'n integrale rol, 'n belangrike rol in nie alleen die skepping van die wêreld nie, maar die skepping van die Verlosser en uiteindelik die skepping van die nuwe kerk. Want Jesus sê vir ons, vir die disippels, moenie weggaan van Jerusalem nie, wag daar totdat die Heilige Gees oor julle uitgestort word. En daardie bang, verwarde disippels wat met Jesus se kruisiging die wêreld versprei was, weg was, bang was, verward was, Petrus wat 3 keer die Here verloor het voor die hand gekraai. Ek weet baie keer sê mense dis andersom, maar dis uit 3 keer verloor voor die hand 1 keer gekraai. Nie 3 keer, die hand het nie 3 keer gekraai nie. En ewe skielik gebeur iets met die kerk, met die disippels, met die apostels, wat die kerk moet bou. Op daardie oomblik waar die Gees op die kerk en op die gelowiges neerdal, gebeur daar iets met hulle lewe verander en word die kerk geskep. Die kerk is nie maar net 'n organisasie nie. Dis nie maar net 'n sosiale klap nie. Dis nie maar net 'n plek waar mense wat selfde dink by mekaar kom nie. In ons elkeen se lewe speel die Heilige Gees 'n belangrike rol om ons die wedergeboorte in ons te laat plaasvind. Wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons die geloof aanvaar, dan is die Gees wat ons nuut maak. Paulus skryf nie vir nie in Efesiërs 2 vers 8 en 9 aan te sê, julle gees en gedagtes moet nuut word nie.
Ons gees en gedagtes, want ons gees moet nuut gemaak word en ons die gees van God moet ons nuut maak. Kolossense 1 vers 19. Weet julle nie, dis dieselfde gees, dieselfde kragtige werking, wat Jesus uit die dood opgewek het, wat nou in julle teenwoordig is. Dis hy wat vir ons die lewe gee. Dis hy wat die kerk die lewe gee. Die kerk is nie maar net 'n organisasie wat in die lewe gehou word deur 'n kerkraad en predikante en synodes en sulke goeders nie. Die kerk is 'n lewende organisme. Dit wat deur God in stand gehou word. Gister het ons ook vir mekaar gesê dat die Heilige Gees is nie maar net iets nie, is nie maar net 'n krag nie. Maar die Heilige Gees is persoon en hy is in sy persoon teenwoordig ook in die kerk. En Jesus sal weer daar die belofte vir ons gemaak en sê, waar 2 of 3 mense in my naam by mekaar kom, daar is ek by julle. En daarom kan ons vanaand weet dat die Here ook hier by ons teenwoordig is, want dit is 'n belofte wat die Here vir ons gemaak het. Deur sy Gees is die Here hier by ons. Dit is die Gees wat die bouer is van die kerk. Dit is die Gees wat die bouer is in die lewe plaas in elke gelowige en is die Gees wat ook die kerk lewendig hou. Ons is maar net die instrumente in God se hand, sodat die kerk in gang kan bly. Maar dit is die Gees wat die werk doen. 'n tweede belangrike gedagte wat ons moet raak sien, is dat die Here op ons sê die Heilige Gees woon in sy tempel. Lees daar in Efesiërs 2, van vers 21 en 22, lees ons dat die Here vir ons sê, in wie julle saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. So ons word saam opgebou as kerk tot 'n woning van God waar die Gees ook in ons woon. 1 Korintiërs 6, 1 Korintiërs 3. Weet julle nie, julle is die tempel van die Heilige Gees. Dis nie weer die kerk gebou nie. Dis nie 'n plek van sand en steen en timmel wat op mekaar gesit is, wat soos 'n kerk of 'n tempel of iets lyk nie. Maar ons is die tempel van die Heilige Gees van die Here. Petrus skryf dit ook later as hy sê, julle die wêreld in die hoeksteen verwerp wat Jesus Christus is, maar God het die hoeksteen, Jesus die hoeksteen gemaak en julle word as lewende stene in hierdie nuwe tempel van die Here ingebou. Elkeen van ons is 'n lewende steen in die tempel van die Here. Die Here kom leef in ons. So nie alleen is hy die bouer en die skepper van die kerk en deel van die skepper van die wêreld nie, maar hy is ook die een wat in ons kom woon en ons deel maak van hierdie nuwe skepping wat die Here gemaak het. Hy is die een wat in ons kom woon en wat ons die nuwe lewe gee. So in die Gees vind ons die nuwe lewe. En derde plek lees ons, moet ons ook verstaan, en ek wil hier veral dan nou verwys na 1 Korintiërs 12, die Heilige Gees rus die kerk toe met geestelike gawes. Ons ken hierdie gedeelte eintlik so goed. Hier begin met vers 1 van hoofstuk 12 wat hy sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle nie oningelig moet wees nie. Julle moet weet dat julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer. En daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dit is nie ongelooflik nie. Dat geen mens kan bely en sê, Jesus is die Here, as die Heilige Gees nie reeds in hom is nie. En wanneer ontvang ons gaan later praat en volle oor die ontvang van die Heilige Gees, maar by bekering ontvang ons Godheid in sy totaliteit. Ons kan nie die Here in 3 dele deel. Ek kan nie op een stadium die Vader en die Seun ontvang en nog nie die Gees hê nie. Want ek kan nie bely dat Jesus die Here is, as die Gees van God nie in my is nie. Daarom is die Gees ook in ons, by elkeen wat waarlik in Jesus glo. Korintiërs skryf verder oor die gawes, en ons gaan later nog ook meer detail praat oor die gawes, maar net 'n paar gedagtes. Die gawes is bedoel vir almal. Die gawes is bedoel vir elke mens, elke lidmaat, elke gelowige in die kerk, en daarom het elkeen van ons, soos ons hier sit, het 'n gawe.
Daai gawe is nie bedoel om myself te verryk nie. Dis nie bedoel om myself op te hef en so 'n trappie bokant ander mense te stel nie, want dis wat in Korintiërs gebeur het. En daarom het sekere mense sekere gawes belangriker geag as ander gawes. Die interessante is, as 'n mens hierdie hoofstuk verder lees, dan skryf hy, hy eindig die hoofstuk met hierdie versie, hy sê, lê julle toe op die beste genadegawes. Lê julle toe op die beste genadegawes. Hy sê nie watter een is die beste gawe daar nie, maar blaai jy om en lees jy 1 Korintiërs 13, dan sê hy vir ons die volgende. Nou wys ek julle wat is die allerbeste. En wat sê hy? Ons het nou net daai lied gesing. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal gemaak. Wat is die allerbeste gawe? Wat is die gawe waar ons almal moet streef in die kerk, waar die kerk moet hulle voete moet oorval om daarby uit te kom, is liefde. En hierdie liefde is nie maar net gewone liefde nie, dis die liefde van God, die agape liefde, die liefde wat geen eise stel en wat geen grens het nie. Dis 'n liefde wat ons oorweldig, is 'n ten spyte van liefde wat ons lief gehad het, toe ons nog vyande van God was. En dit is daardie liefde wat ons as kerk moet nastreef as die grootste gawe wat ons kan hê. Want waar liefde is, daar is die Here. En Johannes skryf Johannes en sê, God is liefde. Nie God word liefde, of God leer ons wat liefde is nie. Hy sê vir ons, God is liefde. En daarom as God in jou is, as jy in die Here is en die Here in jou is, kan jy nie anders, wil ek amper sê, as om die liefde van die Here te weerspieël. Kan jy nie anders om lief te hê? Johannes skryf dit in Johannes, die brief van Johannes. Hy sê, hoe kan jy sê dat jy die Here lief het, maar jy haat jou broer? Jy vervloek jou broer. Jy kan mos nie, dan is die liefde van die Here nie in jou nie. So dit is baie duidelik, dat as Paulus skryf oor die gawes, hy vir ons duidelik die pad wil wys wat ons as kerk moet loop. Hy skryf in hoofstuk, hy begin in hoofstuk 12, hy eindig in hoofstuk 14 met die gawes, en in hoofstuk 14 sê hy ook, waar hy spesifiek praat oor die sprekende tale, wat hy dan sê, daar sekere vereistes waarin jy moet voldoen. As jy die tale wil gebruik en as jy die gawe het, is dit wonderlik. Maar as jy dit in die gemeente wil gebruik en daar is nie iemand wat dit kan uitlê nie, moet jy dit eerder nie gebruik nie. Vandag gaan jy verwarring skep. As daar iemand is wat dit kan uitlê, dan kan jy daarmee voortgaan. En baie keer verwar mense hierdie sprekende tale van 1 Korintiërs 14, 1 Korintiërs 12 tot 14, as dieselfde taal wat ons kry in Handelinge 2 wat ons nou van gelees het. En dit is nie. Die woorde wat gebruik word is verskillend. Die woord wat gebruik word in Handelinge 2 is 'n woord wat eintlik vir ons dui op dialekte. Want as jy die gaan lees ook in die verhouding van Handelinge 2, dan sê hy, in die taal wat hulle kom en elkeen kon in 'n eie taal verstaan, kon die evangelie hoor en verstaan. So hier was menslike tale gewees. Terwyl ons praat in 1 Korintiërs 12 tot 14, dan praat ons van die woord wat hier gebruik word, is seismos, is ongewone tale of klanke. Dis nie iets wat mense hoor en verstaan nie. Dis ongewone tale of klanke wat gebruik word. Dit is nie dieselfde nie. En nie almal kry daai gawe nie. So ook wanneer ons hoor dit later lees in Handelinge van die apostel die hande op die gelowiges lê en hulle spreek in tale, is dit dikwels 'n taal wat mense verstaan het. Mens moet teruggaan na die oorspronklike taal toe, en dan moet jy mens verstaan wat is daar oorspronklike woord wat gebruik word. Want daar's verskillende woorde wat gebruik word vir sprekende tale, en dit beteken nie almal dieselfde. Maar die Heilige Gees rus ons toe met die gawes. En as ons regtig nou wil gaan puntenerig wees oor wat is die beste gawe,
dan sien ons, Paulus sê vir ons, dat die beste gawe is nie om te praat in tale nie om mense gesond te maak nie, maar is om lief te hê, met die liefde van God. En daardie liefde wat ook in ons hart moet wees en waarna ons moet nastreef. Die vierde gedagte wat ek vanaand by ons stil staan is, die Gees, dit is alles deel van die rol van die Gees. Die Gees bring ook eenheid en heiligmaking in die kerk. Die Gees bring eenheid en heiligmaking. In Efesiërs 4, vers 3 tot 4, lees ons, en julle moet julle beywer om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam en een Gees, as julle ook geroep is om in een hoop van julle roeping te leef. Die Gees bring eenheid. En dit moet ons as kerk se strewe daarna wees om daardie eenheid ook in die kerk te bring. En dit is eintlik 'n wonder as 'n mens dink wat in die kerke gebeur, hoe kerke kan saamwerk en die eenheid wat daar kan wees. As 'n mens dink jy sit met mense uit verskillende huise, verskillende agtergronde, verskillende kulture partykeer. En tog kan ons in eenheid die liefde van die Here nastreef. En dit is net die werk van die Gees wat dit kan doen. Ek dink baie keer as mense kyk na 'n huwelik, as 'n man en 'n vrou by mekaar kom, hoe moeilik is dit al om daardie eenheid baie keer te bewaar. En dan kom jy in 'n kerk waar daar honderde mense is, en dan kry die Heilige Gees dit reg om dit ook te doen in die kerk. So die Gees bring vir ons daardie eenheid, en ons as kerk moet daarna streef om daardie eenheid te bewaar. En waar daar verdeeldheid is en kom, moet ons streef daarna om die eenheid weer te bring. Dit beteken nie dat ons nie met mekaar kan verskil nie, maar dit is hoe ons van mekaar verskil wat belangrik is. Ons kan verskil. Weet jy wat met mense, twee broers, ma, pa en kinders verskil baie keer van mekaar. Maar dit beteken nie ons is nie 'n familie nie. Ons praat die verskille uit. En ons kom tot 'n vergelyking, so moet ons ook in die kerk, as daar verskille is, en ons met mekaar gaan sit en bereid wees om na mekaar te luister. En ek sien baie keer in die wêreld as mense nie meer luister, bereid om te luister. Gaan kyk maar na die onderhoude wat op televisie gehou word tussen 'n joernalis en iemand wat 'n vraag gevra word. Hy vra 'n vraag en die persoon kry nie eens kans om die vraag te antwoord nie, want as hy net besig om te vra, dan val die persoon om die hele tyd in die rede, want hy het sy eie verwysingsraamwerk, hy het sy eie denke wat hy wil graag bevestig het, en hy is nie bereid om regtig te luister na die ander persoon. En die mens kan nooit tot 'n vergelyk kom nie. Jy kan nooit tot eenheid kom as ons nie bereid is om te luister na mekaar. Om mekaar te gaan sit en te sê, maar hoekom dink jy soos jy dink? Goed, ek verstaan hoe jy dink. Kom ek vertel jou hoe ek dink. En dan kom ons by 'n punt uitkom en sê, maar goed, kom ons gaan terug na die woord toe. Wat sê die woord vir ons? Want dit is nog wat ons as kerk moet doen. Het gaan nie oor my opinie, jou opinie. Dit gaan uiteindelik, wat is die opinie? Wat is die woord? Wat sê die woord vir ons oor daardie saak? En dat ons uiteindelik ons verskille kan bylê deur te kom by die woord. En die regte verstaan van die woord. So dit is baie belangrik om te verstaan dat die Heilige Gees nie alleen dit bou en versterk nie, maar hy is ook die een by eenheid bring, en hy is ook die een wat ons bring by heiligmaking, en ons gaan later ook 'n bietjie meer daaroor sê. Die hele proses op te word, daardie wat ek nou sê, die beeld van God in ons te laat skyn, dis 'n proses, dis die pad van heiligmaking. Ons is nie van die begin af sommer klaar daar nie. Die dag dat jy tot bekering gekom het, was daar nog 'n lang pad van groei. Ek gebruik baie keer beeld van, dis soos 'n baba wat gebore word. En jy gaan 'n baba wat gebore word, gaan nie daar voor die vrieskas sit en sê, maar hier onder in die vrieskas, die eerste rakkie, dis al waar die steaks en die wors is, die volgende rakkie, dis waar die hoendersvleis is, en die onderste rakkie, dis waar die vis is. Help jouself. Dit kan nie werk. Dit kan ons nie werk. 'n Baba moet gevoed word. En wanneer ons tot geloof kom, dan moet ons ook die bereid is om daardie pad te loop, sodat ons tot geestelike volwassenheid kom. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, maar die Gees is ook die een wat ons op daardie pad neem. En as ons vertrou op hom, dan sal hy ons lei tot geestelike volwassenheid. Maar dit is nie iets wat ek self doen nie. Ons is 'n gemeente, daarom wil ons graag self ook sien
as 'n familiekerk. 'n Kerk wat vir mekaar omgee, wat vir mekaar lief is. Waar 'n pa en 'n ma is en waar daar boeties en sissies is, ek weet mos in die ouer huise waar daar nou baie groot families was, en jy het 8 en 10 en 13 kinders gehad, dit was inderdaad nie meer ma en pa wat gesorg het nie, dit was die oudste boetie en sissie wat die res groot gemaak het. En so moet ons met mekaar wees. Ons moet mekaar help. En ons moet ook nie 'n ligvoetig wees of marshmallow, ons moet eintlik marshmallow toon hê, wat maar so 'n bietjie kan buig. Partykeer as iemand vir jou probeer reghelp. Ons laat ons baie keer fyn in ons nerve, dan raak ek opstandig as iemand probeer om my reg te dra. En dit gaan ook oor hoe ons dit doen, nie almal het altyd dieselfde tak om dit op die regte manier te doen nie, en dieselfde diplomatische styl nie. Maar ons stik dit leer van mekaar, om te sê, en ons het dit beloof, toe ons lidmate geword het, om te sê, ek is bereid om ook op my lewenspad gehelp te word, onderrig te word, en terecht te wys te word waar ek verkeerd is. Maar ons het ook daar verantwoordelikheid in aan. En dit gaan nie oor om te oordeel nie, dit gaan nie om vinger te wys nie, dit gaan eintlik weer terug by wat ons grootste gawe is, om in liefde iemand te help om te word wat hy kan wees. En dit is wat ek by die laaste punt wat by uitkom ook, is waar ons lees dat die Heilige Gees is die parakleet. En ons vertaal die woord baie keer met trooster of helper. Maar hierdie woord is eintlik baie meer as net trooster of helper. Die Griekse woord parakleet bestaan uit 2 woorde. Para, soos het paramedikus, paralegal, ons gebruik baie daai woord, verskillende plekke. En dit is eintlik iemand wat langs jou kom staan, in jou teenwoordigheid kom wees. Dit is eintlik wat die woord beteken. Is om in die teenwoordigheid te wees. En kreet kom van die Griekse woord keleio af. En keleio beteken om te roep, of om geroep te wees. So die Heilige Gees kom staan langs ons, en hy roep ons om te word soos wat die Here is. Ons vertaal baie keer, ons doen eintlik onreg aan die woord, en onreg aan die persoon van die Heilige Gees, om net te sê, hy is die trooster, hy is die een wat die sagte woordjies kom sê, soos wanneer iemand regtig bemoedig nodig het. Ja, hy doen dit ook, maar hy is baie meer as dit. Die Latynse woord wat hiervoor gebruik word, is die woord, en ons ken dit in Engels, comforter. Dit is nou nie daai lekker toewy wat jy dan comforter, wat jy onder gaan lees en nou, nee, dit is nie wat die woord hier is. Dit staan uit 2 Latynse woorde, koem, soos die koem boekwinkel, maar koem boekwinkel, sy naam beteken nie, dit staan vir Christelike Uitgewingsmaatskappy, maar die woordjie koem, en forte. Ons baie keer as jy medisyne deesdae kry, dan staan, dit is deesdae, as jy 'n panade koop, dan staan 'n panade, en dan staan daar forte. Daai forte beteken, dis 'n kragtige een, dis 'n sterk een. En die woordjie kom beteken om ook by te wees. So dit beteken eintlik dat die Heilige Gees by ons kom staan om ons sterk te maak, om ons krag te gee, sodat ons kan doen wat die Here van ons vra. En as ons nou terugbly, jy sal onthou so rukkie terug het ons gepraat oor die skepping, het ons gepraat oor die woord interconnected. Kan jy onthou? Die Hebreëse woord wat gebruik word daar in Genesis 2, as die Here sê, die man kan nie alleen wees nie, ek gaan vir hom iemand maak, 'n helper, sy gelyke. En ons het mekaar gesê dat daar die woord interconnected, wat beteken helper, gelyke, soos, sterk, die woord connected, wat beteken sterk, kan verwys na iemand wat sterk kan staan en sterk kan wees, en iemand anders kan ophelp en oplig in tye van nood. En ons sien dat daardie woord word dikwels van God gebruik, ook in die Nuwe Testament, en in die Ou Testament. Psalm 33 vers 20 lees ons dat die Here sê, ek gaan jou helper wees.
Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp. En daai woordjie wat daar gebruik word, is Ezer. Dieselfde as die woordjie Ezer connect nie. Dieselfde basis. En wat eintlik daarmee gesê word, is al van die begin af sê die Here vir ons, ek gaan langs julle kom staan en julle sterk maak en julle oplig, sodat julle kan doen wat julle moet doen. Die taak van die Heilige Gees is om ons sterk te maak, om ons kragtig te maak. Ek het nou aangehaal Kolossense 1:19. Weet julle dat nie? Dis dieselfde kragtige werking wat die Jesus uit die dood het opgewek het, wat ook in julle teenwoordig is. Die woordjie, wanneer ons sê dat die Heilige Gees is ons parakleet, beteken dit nie maar net dat die een wat by ons kom staan en so saggies met ons praat en ons sy hand op ons skouers sit, ja, hy doen dit ook. Maar dit beteken eintlik dat hy in sy mag en in sy heerlikheid en in sy grootheid, die almag van God, want hy is God self, kom staan hy langs ons, kom skuif hy onder ons in, en kom tel hy ons op, wanneer ons nie in staat is om te doen wat die Here vir ons wil te doen. Kom maak hy ons sterk, sodat ons kan word wat die Here wil hê ons moet wees. Die kerk is nie alleen, jy is nie alleen in jou missie nie. Paulus skryf op baie ander plekke wat hy ons sê, as jy nie weet wat om te bid nie, dan sal die Gees vir jou sê. As jy nie weet wat om te getuig nie, en hoe om met mense te praat oor die Here, dan sê die Gees sal jou die woorde gee. Hy is die een wat jou onderrig en lei daai. Ons is kerk, moet net besef hoe geweldig groot die krag van God is, wat hy deur die Heilige Gees en ons elkeen wil uitstort. En wanneer ons begin te leef deur die Gees en die Gees toe te laat om kragtig deur ons te werk, dis wanneer ons gaan begin om 'n lewe van oorwinning te leef. Ons moet ophou as Christen hierdie, ag jammer ek leef, ag ek leef, houding te hê. Want dis ons baie keer baie Christen, ek leef. Die Here sê vir ons nie, dieselfde kragtige werking, die Heilige Gees is in jou teenwoordig. En dis die rol van die Gees om ons sterk te maak, sodat ons die getuies kan wees van God in die wêreld en die koms van die koninkryk van God kan aankondig met autoriteit, met gesag. Nie my eie nie, maar met die gesag wat God deur sy Gees in ons kom gee. En ek hoop dit gee vir julle so, ons kan nog baie lank hieroor praat. En ek hoop dit gee vir julle so 'n tydvenstertjie op die verstaan van wat die Heilige Gees se rol in die kerk is. Iemand het as 'n troostertjie, of om nou amper so gebruik, skielik gebruik het, so jy verstaan wat ek daarmee bedoel. Ons maak sy werk baie keer minder as wat hy is. Hy is 'n parakleet. Hy is 'n magtige God, almagtige God, wat langs ons kom staan en ons kom optel om sy kerk te wees. En om sy werk in die wêreld te gaan doen. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader, baie dankie dat ons hierdie kragtige boodskap vanaand kan hoor. Dat U as Heilige Gees soveel meer as wat ons as kerk doen. En dat U rol in ons as kerk, Here, ons kan nie bestaan sonder U nie. Geen gelowige kan getuig en bely en bevestig dat U die Here is, as die Gees, U Gees nie in ons woon en vir ons daardie woorde, daardie belydenis in ons hart sit nie. Maar Here, ek wil bid vir ons gemeente dat U ook vir ons oë sal oopmaak, sodat ons sal sien wat 'n groot mag en krag U in ons lewe wil uitstort, sodat ons as kerk deur die krag van die Gees kan leef. Lewe van oorwinning. Oorwinning oor die sonde in ons lewe, oorwinning oor ons vrese in die lewe, sodat ons uiteindelik kan opstaan en met U autoriteit die skrif kan verkondig in die wêreld. En kan sê, ek weet, Jesus leef. Ek weet, Jesus kom weer om te oordeel, en ek weet dat Jesus die verlossing gebring het vir ons elkeen. Vader, ek wil vanaand 'n besondere oordink, ek weet dat
Magda vandag by Dr. Koos Lou was met haar rug. En Here, ek dra haar vanaand aan U op en ons weet dat Flip môre in Randfontein die dokter gaan sien met die knie, om te kyk na die knievervanging. Here, ek wil hom aan U opdra. Ek weet dat Amanda vandag ook by die dokter was en ook vir toetse gegaan het. Ek wil ook vanaand vir haar aan U opdra. Ek wil vra dat U Gees van God ook in hulle lewens sal werk. Maar Here, ek weet daar's baie ander wat siek is en wat griepe en longontstekings en bronchitis en alle ander siektes het, Here. Ek wil vanaand elkeen van hulle aan die voete kom neer. En ek wil bid dat U deur die Gees, al kan hulle nie vanaand hier wees nie, dat U hulle sal aanraak. En daar waar genesing nodig is, Here, bid ek dat die genesing sal bring. Here, ons vra dit alles in U naam, en dat U wil sal geskied in ons elkeen se lewe. En ons bring ons lof en ons eer en ons aan al die eer wat ons kan, bring ons aan U vanaand, Jesus, ons Verlosser, ons Here. Amen.